In elke liewe mens se lewe sal daar een of ander tyd 'n storm of baie storms ontstaan. Die meeste storms in 'n mens se lewe kan jy sien aankom, maar dan kry jy ook daai storm wat vir jou onverwags tref, wat jy glad nie gesien kom het nie. Van so 'n fisiese storm, 'n onverwagte storm, lees ons onder andere in Markus hoofstuk 4 van vers 35 af, waar die Here Jesus moeg was nadat hy uit hierdie skuit uit die mense bedien het en vir sy disippels sê, kom ons vaar net bietjie na die oorkant toe. En hulle gehoorsaam dadelik, maar dan, wanneer hy dan so moeg is en 'n bietjie gaan lê en slaap, dan steek daar onverwags 'n baie groot storm op. So 'n groot storm dat die water in die skuit begin inslaan het, die branders. Ek kan my voorstel hoe dat die disippels geskep het en uiteindelik net nie meer raad gehad het nie. Nou, Petrus was by, hy was 'n ervare visserman, hy ken die see, hy ken die weeromstandighede. Hy sou geweet het as daar 'n storm dreig. So hierdie storm was totaal en al onverwags en dit was uiteindelik lewensbedreigend. En die Here Jesus lê lekker en slaap. So ek sê, die meeste storms in 'n mens se lewe kan jy met 'n bietjie lewensondervinding sien aankom. Byvoorbeeld 'n storm wat in jou verhouding met iemand wat jy liefhet kan ontstaan. As jy nie die tekens ignoreer en jouself blind hou, dan kan jy met die tyd sien, dinge is besig om te verander. Jou gut feeling begin vir jou te sê, iets is nie pluis nie. Jy kan aanvoel, hier kom 'n ding. Jy weet nie presies altyd wanneer en hoe groot en wat nie, maar jy weet hier's 'n storm aan die kom. In 'n mens se jou gesondheid kan jy dit soms sien. As sekere dinge begin agteruit gaan, sekere pyne wat jy ontwikkel, sekere kere wat jy moeg raak vir niks, vir geen groot inspanning nie, dinge wat vir jou kan begin sê, jong maat, as ergens fout met jou gesondheid, jy beter kyk. So wanneer die storm dan uiteindelik losbars, dan het jy dit gesien kom en op 'n manier is jy voorberei daarop. Jy kon selfs dalk die krisis verhoed het, deur betyds dokter toe te gaan, deur betyds aan die verhouding te werk, deur betyds uit te vind wat presies aan die gang is. Ek onthou destyds daar in Kaapstad Fransis, as 'n mens so uitkyk oor die wye see en die chokkabote wat uitgaan en ver op die horison lê, en dan skielik net sien jy die chokkabote keer almal terug hawe toe. Die een na die ander kom hulle in en dit lyk na 'n mooi dag, die weer lyk goed. Maar dan weet jy, hulle moes een of ander waarskuwing gekry het oor 'n storm wat aan die kom is, of hulle eie ondervinding gebruik het, of hulle eie meters gesien het, maar dan kom die bote in, dan kan jy maar weet, die volgende oggend of so, dan bars 'n verskriklike storm oor daai oseaan uit. Hulle het betyds in hawe toe gekom, hulle het betyds hulle gereed gemaak om die storm te hanteer. Maar die probleem is, daai storms wat ons soms onverwags tref, wat ons nie sien kom het nie, soos die storm waarvan ons daar lees in Markus hoofstuk 4 en ook in die ander evangelies. Dis die storms wat dikwels vir ons die grootste krisis kan veroorsaak. Ja, miskien was daar tekens, maar ons het dit geïgnoreer, ons was te besig om dit raak te sien, ons het gedink, dis nie so erg nie, verskoon my, of dalk was dit regtig net so 'n onverwagte storm, dat het ons geheel en al onverhoeds getrap het en in 'n verskriklike krisis gedompel het. Was jy al ooit in so 'n storm, daai een wat jy so uit die bloute uittref? En dis sulke tye dan wanneer dit op meer as ander kere kan voel. Weet God dan nie hiervan nie? Het die storm hom ook aan die slaap gevang? Soos wat dit letterlik hier gebeur het, waar die Here Jesus in die boot lê en slaap. So is daar enige raad vir iemand wanneer jy so onverwags in 'n krisis beland? Die bom skielik in jou lewe bars, miskien 'n telefoonoproep of iets wat jy ontdek, wat jy raak sien. Is daar raad vir 'n mens? Ja, gewoonlik
worstel en stoei ons, soos ek glo die disippels sou gedoen het om hierdie boot uit die storm uit te stuur. Hulle het gewoonlik die water geskep en geskep en geskep tot hulle gesien het, dit werk nie meer nie. So, daar's krisisdinge wat ons partykeer aanvang. En is interessant dat hulle toe dit regtig lewensbedreigend raak, toe eers gaan hulle na die Here Jesus toe en sê vir hom, gee u nie dan nie om dat ons vergaan nie, hier lê u in slaap. Dis baie keer wat ons ook in sulke krisisse doen. Ons probeer noodmaatreëls, vinnig krisis optredes uitvoer en moontlik dan een op ander tyd sê, Here, slaap u, sien u dan nie wat in my lewe aangaan nie. Is daar enige iets wat 'n mens kan doen? Ja, ek kan vir u sê, moenie paniek nie. Gaan betyds na die meester toe, moenie paniek nie. Dink rustig aan jou beplanning, want gewoonlik as 'n mens paniek, dan tree jy oorhaastig op, dan doen jy dalk dinge wat jy dalk net dieper in die moeilikheid kan sit. Ons gaan nie vandag daaroor praat nie. Dis 'n ander onderwerp. Daar's een ding wat 'n mens kan doen. Basies net een ding wat vir jou deur so 'n onverwagte, onvoorsiene storm kan neem. En dit is om betyds, nou terwyl daar nie 'n storm is nie, nou terwyl alles rustig in jou lewe is, om nou reeds die Meester, Christus, God, in jou boot in te neem. Sodat wanneer die storm kom, onverwags, dat hy reeds in jou situasie is. Dit is die beste wat ek en jy kan doen. So ek wil jy dan nou aanmoedig, as daar nie nou so 'n storm dreig nie, as jy dalk al deur 'n paar storms is, as jy dalk dink, ek gaan weet hoe om 'n storm te hanteer, boeta, jy weet dalk nie wat nog kan kom nie, is om 100% seker te maak, die Here jou God is deel van jou lewe, hy's deel van jou stelsel, hy's deel van jou DNS, hy's in jou hart, hy's in jou gedagtes, hy's in jou optrede, hy's in jou beplanning, hy's in jou denke. Hy is so deel van jou lewe dat hy op daai boot bly, maak nie saak waarheen jy vaar nie, sodat wanneer die krisis kom, al moet jy dan selfs gaan roep na hom, is hy reeds daar. Jy hoef nie dan te begin bid, Here, kom in my lewe, Here, kom neem oor, Here, ek gee nou alles vir u, my boot nee, hy's klaar daar, maak doodseker, dag vir dag, ook in die goeie weer, dat hy deel is van jou beplanning, deel is van jou lewe, sodat wanneer die krisis kom, hy reeds daar is. So gaan maak asseblief vandag dan daarvan seker. Dan kom ons by die punt waar ons sê, uiteindelik moet daar nie paniek nie. In sulke tye lyk dit gewoonlik asof God slaap, asof hy onverhoeds betrap is, maar hy's daar, hy's met jou. Jy hoef hom nie te gaan herinner aan die storm nie, hy weet reeds daarvan. Hoekom het Jesus geslaap? Hy was menslik moeg nadat hy so baie mense bedien het. Maar is omdat die storm hom doodeenvoudig nie bang maak nie. Dit maak hom nie beangs nie. Geen storm in jou lewe kan vir God bang maak en beangs maak nie. Want hy kan in 'n woord alles verander. Geen storm kan hom ooit bang maak nie. Dit kan jy dan nou weet, jou vrese kan jy na hom toe neem. Maar die stilte wat daar is nie omdat God aan die slaap is, omdat hy nie weet nie. Is omdat hy so seker is, my kind, hierdie boot is in veilige hande, hierdie boot gaan nêrens heen nie. Ek is met jou. Ek dink nou aan iets wat met my gebeur het vroeg in my bediening. Oom Fires. Ek dink hy was 'n afgetrede inspekteur van skole, kan nie my onthou nie, Oom Fires, hierdie absolute gentleman, pragtige mens, hierdie diep stem, amper hierdie vuurstem gehad. En na sy aftrede toe stem hy uiteindelik in, ons kan hom maar kies as ouderling op die kerkraad. Het baie ernstig daaroor gedink en gebid en gesê, ja, dis nou tyd om hierdie deel van my lewe ook dan so terug te ploeg. Hy het vir hom 'n nuwe kerkpak gekoop en gereed gemaak vir sy bevestiging. En so 'n week of 2 voor die tyd het ek hom weer gaan besoek. Toe sê hy in daai mooi diep stem vir hom, dominee, ek weet nou nie of ek op hierdie bevestiging gaan reg wees nie. Want ja, ek was by die dokters vir my jaarlikse ondersoeke en hulle het so 'n ietsie
op my long raak gesien. Net so 'n ietsie. Die uiteinde van die verhaal is dat oom Fires nooit in sy ampt bevestig is nie, want daai ietsie was toe al so ver gevorder, dit was 'n onverwagte storm wat hom getref het, dat hy dit nie oorleef het nie. Ja, weet jy, party storms, laat die boot sink, party storms hou nie op nie. Dis 'n veeverhaal om te sê, al die storms gaan stil gemaak word. Maar daar het ek ook geleer, dat die oomblik toe Christus op daai boot die storm bestraf het en die winde, hy sê bedaar, raak stil, het hy eintlik ook die storm in die disippels se harte kom stil maak. En dit is waar die grootste storm gewoonlik lê. Dit kan in jou omstandighede lê, krisisse wat jou tref, verliese wat jy ly, teleurstellings. Op die ou einde is die storm in 'n mens se hart die ergste. Want partykeer lank nadat die krisis verby is, leef die storm voort. 'n Mens bly terugdink aan daardie tyd, aan die hartseer wat jy beleef het, aan die teleurstellings, aan die selfverwyte, al daai dinge. Die storm in 'n mens se hart hou dikwels baie langer aan as die fisiese storm in jou lewe. En daar het ek geleer, in oom Fires se lewe, het Christus die storm in sy hart kom stilmaak, sodat hy in kalmte uiteindelik kon sterwe. Diep gelowig, omdat Christus toe reeds in sy boot was. Hy hoef nie toe eers in te genooi het nie. 'n paar dae of so na sy begrafnis toe ek weer sy vrou besoek, toe gaan haal sy hierdie swart kerkpak, want daar het hy gesê, dis regtig die mooiste swart kerkpak wat ek nog in my lewe gesien het, wat oom Fires vir homself gekoop het, wat hy toe nooit gedra het nie. En toe kom sy vrou en sê, dominee Jan, Fires het voor sy dood nog gesê, as jy nie aanstoot sal neem nie, wil hy dan graag hierdie pak klere vir jou gee. Sodat hy sal dan nooit daarvoor in die kerk kan gaan sit, hy sal dan nooit in die ampt kan gaan nie. Maar as jy met hierdie kerkpak in jou bediening kan voortgaan, sal dit vir hom voel, hy ploeg nog steeds terug. Ek het daai pak klere vir baie jare nog gedra, op die kansel, by begrafnisse, by huwelike, 'n pragtige mooi pak, totdat die pak verslete geraak het, en ek ook 'n bietjie te groot geraak het, vir die pak. Maar ek sal sy pak klere, ek sien dit nou nog duidelik voor my, want daai pak het, is net materiaal, maar 'n soort van 'n kalmte oor my gebring, so asof oom Fires se kalmte in sy storm ook oor my gekom het, elke keer as ek hom aantrek. God slaap nie, God is net rustig, omdat niks hom kan ontstel nie, omdat niks hom kan laat sink en ontspoor nie. Daarom selfs, as die storm dan jou boot laat sink, of op die rotse laat loop, sulke dinge gebeur in ons lewens, dan sê Christus nog steeds, moenie ontsteld wees nie, hier is ek is by jou, nie 'n haar val van jou kop sonder my medewete nie. Niks kan skeiding bring tussen my en die liefde wat ek het vir jou nie. Vandag in die storm wat dalk jou reeds getref het, of wat jy sien broei wat aankom, of wat dalk nog gaan kom, sê Christus ook, moenie bang wees nie, ek is by jou, al gaan ons ook deur diep waters, ek is by jou, saam met jou in die storm, ek kom maak vandag die storm in jou hart stil. O, mag God dit regtig doen, dat daai storm nou vir eens en vir altyd kan bedaar in jou hart. Die kommer wat daar mag wees, die ou herinneringe. Ek pleit vandag by die Here vir kalmte in jou hart, vir die pad wat nog vir jou voorlê. Sorg dan asseblief dat hy in jou hart op jou boot is. Hy slaap nie, hy's wakker, hy's by jou.